Ons wil net... Baie welkom almal by Kuier om die woord. Jy wil wat sê? Nee, niks. Niks sê. Jesaja Ek wou niks sê. 60. Hierdie titel is vir my mooi. Jerusalem word weer verheerlik en ryk gemaak. Nou wil ek sommer net hier by die staanspoor sê. Wat sê mens staanspoor? Wat? Ja, uit die staanspoor. Uit die, daar moet 'n uit voorkom, anders klink dit snaaks. staanspoor, Ja. Dat Jerusalem geestelik is die Nuwe Testamentiese kerk, wie ek en jy is. Amen. Is Jerusalem. Nou, ons moet eintlik ook dan Jesaja, dink is Openbaring 21, is dit waar hy praat van Vers die... 7 tot 8. Ja, kom ons net seker maak daar of dit is waar hy praat van die Nuwe Jerusalem. Nuwe Jerusalem wat uit die hemel neerdal. Nou baie mense verwag 'n fisiese groot, massiewe gebou stad wat dan nou so uit die hemel neerdal. En is alles beeldspraak wat wys na die kerk, wie ek en jy is, die gemeente, al die gemeentes saam. Sommige vers 1 al. Is dit Jesaja 21? Openbaring 21. Ja, vers 1. ons sal dit hou die Bybel so half oop, ek dink pastoor Miepie het in elk geval Ja, 'n ek plan gaan om in daar elk uit te geval kom. soontoe. So ek noem dit net hier by die begin al, om net dit baie interessant te maak, dat Jerusalem se betekenis is eintlik ek en jy, die nuwe Jerusalem kerk van Christus Jesus. Die stad wat op 'n berg is, wat nie sy lig kan verdoof nie. Soos Ja, Jesus gesê het, 'n stad wat op 'n berg is, in daai konteks sê hy, julle is die lig van die wêreld, en dan sê hy, 'n stad wat op 'n berg is, kan jy nie wegsteek nie. Ja. So wie is die stad? Ons is die stad. Goed. Ek dink wat belangrik is baie mense vat 'n toer na Israel toe. En dan sê hulle, ons wil Jerusalem toe gaan. Jerusalem is die blessed place. En hulle mis dit heeltemal. Dis 'n plek op 'n kaart. Ja, die Jy blessed, weet. die blessed place is nou ek en jy. Ja, ons, ja, wat ja. Jesus aangeneem het, die nuwe bedelingsmaak, jy's die geblesdene. So baie mense heg baie meer waarde aan die stad Jerusalem en onthou Aan geboue. in die geboue. Net soos vandag, al die kerkgeboue is so belangrik. Heilig. En kan ek net by sê, koning Dawid het Jerusalem sy hoofplek gemaak waar hy gebly het, en bo op die berg het hy sy paleis gebou. En nou as die Bybel praat, dan sê hy uit Sion uit, uit die berg Sion uit. En dit was die plek waar Dawid aanbid het die heel tyd. En dis hoekom Sion belangrik was. Dit was nie omdat Dawid daar 'n En paleis Dawid was 'n gebou het tipe nie. van Jesus, van die Presies. ewige koning. Ja. Daar word altyd terugverwys na die koningskap Amen. van Dawid. En dan verwys dit met beeldspraak na die ewige koning wie Jesus is, wat nou binne in my en jou woon. Amen. En nou regeer hy deur ons. Hy het ons gemaak konings. Hy sê konings van die koning. Okay, dis Openbaring hoofstuk 1. Goed. Jesaja 60, staan op verlig, want jou lig kom, en die heiligheid van God gaan oor jou op. Dis 'n liedjie wat ons sing, staan op verlig, want jou lig kom. Staan op verlig, want jou lig kom. En die heerlikheid van God gaan op. Die heerlikheid van God gaan op. Die heerlikheid van God gaan op oor jou. Nou wat belangrik is hierso is, jy kon dit nie sing dat dit nog moet gebeur nie. Want Jesus het dit klaar laat gebeur. Hierdie is klaar vervul nou in Christus Jesus. So eintlik moet ons nou die lied se woorde verander, dat ons die is-faktor daarin sit, klaar gebeur, né? Goed. Ja, want hy sê, jou lig kom, maar nou, Jou as lig jy, het gekom. maar nou as jy na Johannes toe gaan, Johannes 1, dan sien jy, toe Jesus op die aarde gekom het die lig gekom. Johannes nou, hy het hoofstuk mos 1, nou ja. gekom. Ja, Jy weet? gaan jy dit gou vir ons lees? Dis Ja, nogal ek baie gaan dit mooi. gou lees, want hy het mos nou Jy weet ons gekom. waar om dit te kry, dis Genesis, Exodus en Johannes. Jy sukkel met my vandag. Jy sukkel met my vandag. Weet jy dit? Okay.
Dis vers 12, 13, Nee, 10. dis vers 5. 5, ja, daar al. Okay, Ek gaan lees vanaf vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God. En hierdie woord En is die Jesus. woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom Daar noem hy ontstaan. die woord 'n persoon, hy. Ja, dis Jesus. Presies. Ja. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom, hoofletter, was die lewe en die lewe is die lig van die mense. Aha, die lewe wat jy en Lewe ek nou in ons is die het, lig is die lig. van die En mense. lig beteken energie. So sy energie is nou in dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het. Energie werk nou in en deur ons. Wow. En dan vers 5, en die lig skyn in die duisternis. Nou as jy kyk nou vers 2 van Jesaja 60, Ja. kyk gou na vers 2, En lees hom gou. want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Gaan nou terug na So Jesus Johannes bring die toe. lig. Gaan terug na Johannes toe. Johannes 1 en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oor. En wat was die duisternis? Die duisternis, die onkunde. Hulle weet nie meer, die kerk self in daai tyd is in duisternis en onkunde. Hulle ken nie die Here nie. Jesus het juist dan gekom om ons te wys hoe lyk die Vader. Jesus sê in Johannes 14, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. So Jesus kom wys hulle kennis van die Vader. Lig, hy werp lig in die duisternis. So wanneer die Bybel praat van duisternis, praat dit van onkunde om God nie te ken nie. Amen. En wanneer die lig kom, dis Openbaring, nou sien jy en jy verstaan. En deur Jesus die woord, né? Jy daar begin. Hy is die woord. Hy sê is dan woord. in Johannes 1 vers van die woord 14. wat vlees geword het, waar is dit? Vers 14. Lees dit vir ons. En die woord het vlees geword Aha. en onder ons gewoon. Dis was En Jesus. ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eerstgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En in daai selfde hoofstuk, bietjie verder aan staan daar, niemand het God ooit geken of gesien nie, Is vers 18. maar almal, lees hom gou vir ons. Niemand het ooit vir God gesien nie, maar die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom, hoofletter, kom verklaar. In die boesem van die Vader, in die binneste van die Vader, in die hart van die Vader, het hom kom vertoon en openbaar. En nou, wat vir my so lekker is, ons lees hom nou. En wanneer ons hierdie woord lees, kom die Heilige Gees wat binne in ons is en maak die woord lewendig, sodat ons Jesus lewendig ervaar. As jy Jesus ervaar, ervaar jy die Vader. Wow, wow, wow. Hoekom wag ons nog? Vir wat wag ons? Ons is die nuwe Jerusalem. Goed, kom ons gaan voort. Vers 3, en nasies sal trek na jou lig. Nou hier wil ek net sê, dis nie jou lig nie, dis die lig wat Jesus in jou en deur jou skyn. Nou, Dit trek mense aan, want wie van julle weet as dit donker is reg rondom en jy sien hier loop 'n ou met 'n liggie, dan's daai ou 'n leier, want hy het 'n liggie. so al hierdie verse wat ons nou lees, moet ons die Yes. is-faktor insit, dit het klaar Amen. gebeur. Hy het klaar die nasies na sy lig toe getrek en hier is ons vandag en ons kry sy lig. En nou almal wat sy lig kry vandag word getrek in daai lig in. Wow. Ek weet wie van julle, ons het so baie kragonderbrekings in die dorp het. Soos hierdie een persoon gesê het, hy moet nou sy in die aand die toilet se lig aansit met hy donker brille dra, want hy is nie meer gewoond aan lig. In elk geval, wie van julle hou van die duisternis? Ons hou nie daarvan nie. Ons soek lig. En as jy lank sonder krag was en skielik kom die krag weer aan, dan is jy sommer verlig, né? Maar weet jy wat? Ons het dit nie eintlik nodig nie. Ons het die lig wie Jesus is. Hulle kan maar als om ons afsit, als om ons stop, solank as wat ons Jesus krag, energie, lig binne in ons het. So die nasie sal trek na jou lig, dit het klaar gebeur, en konings na jou stralende opgang. Konings kan verwys na werklike konings, maar ook ons as konings. Hy het ons gemaak konings en priesters. Almal is veronderstel om te regeer met die regering van Christus. As jy nie 'n Christus regeer nie, regeer jy met iets anders. So daar's een of ander iets wat jou regeer, waardeur jy dan regeer. Dit is ook 'n soort van koning, maar 'n valse koning. So ons gaan almal vir Jesus koning. Goed. Nou vers 5, nê? Vers 4 moet jy 4. lees. Okay, slaan jou oë rondom en kyk. Hulle almal kom bymekaar. Hulle kom na jou toe. Jou seuns kom van ver en jou dogters word op die heup gedra. Baie keer lees mense uit die Bybel uit en dan vat hulle dit dadelik
soos in letterlik en persoonlik. En jy kan dit seker so verstaan, maar dit het 'n diepere betekenis, Jy moet die beeldspraak verstaan. Jy moet die beeldspraak verstaan. Dan sal jy dit sien en straal van vreugde, en jou hart sal ontroer en verruim word, want die rykdom van die see gaan na jou toe oor, en die skatte van die nasies kom na jou toe. Presies dit wat ek nou gesê het. Nou sê mense, okay, waar is daai skatte? Ek soek daai skatte. Praat nie van fisiese skatte nie. Praat van geestelike En skatte. see is beeldspraak van see, Amen. reg deur die Bybel, veral in die Nuwe Amen. Testament, ons kom by die tempel, praat die see altyd van die nasies buite die ou verbondnasie wie Israel is. En Jesus het gekom uiteindelik en hy het almal by die 3 dae kruisoperasie ingetrek, maak nie saak wat jou rasgroep is nie. En daarom sê Paulus dan uiteindelik in een van sy briewe, sê hy daar is nou geen Israel of Jood of Griek Amen. of enige nasie nie, of man of vrou Halleluja. self nie, Yes. maar almal is wat? Een in Christus Jesus. Dis slaap voltooi. So hierdie is pragtige beeldspraak wat klaar voltooi is. Ons kyk nou 2000 jaar terug na die lig wat gekom het by Jesus is, wat alles voltooi het. Wow! En nou geniet ons nog steeds hierdie lig, en hierdie lig skyn vir my al hoe helderder en helderder, En dis die soos salwing. woord vir jou oop Dis gaan. die anointing. Die Heilige Gees bring vir jou die waarheid. Dis die Hy lei salwing jou en in die die volle anointing. waarheid, ja. Ja, soos ek sê, party mense lees hierdie en hulle sê, waar's die rykdom wat na my toe moet kom? Waar's die skatte wat na my toe moet kom? Ja, of hulle sal vandag sê, ja, hierdie ander nasies se skatte gaan als nou na ons nasie toe kom. Nee, Of so dis nie iets, wat jy hy weet. bedoel nie. Want die salwing is Nou, iemand het vir my ook oulik eendag hierdie verduidelik van nasies, in Engels is nasies nations. Nou, as jy vat, daar's konsternasie tussen jou ore. Nou, hoe kry jy daai armoede uit jou kop uit? Deur Christus in te kry. Dan verwyder hy die konsternasie. Of die ander een is abominasie. En 'n ander een van Engels is resignation. Ander woorde, mense wil net altyd bedank. Ja, ek kan nou nie meer nie. Ek gaan nou hierdie gemeente verlaat. Mense kyk my snaaks aan of dit of dat, jy weet. Nee man, kom reg tussen jou of jy ore. bedank uit die DA uit. Ja, of uit een of ander politieke party, ons noem nie politieke partye nie. Ek is persoonlik apolities. Ek staan buite alle politieke partye. En wanneer die stemdag aankom, dan vra ek die Heilige Gees, lei my wil vir wie ek moet stem. So, Die belangrike ding is dat ons hier baie mooi sal verstaan dat die lig, die rykdom, die skatte en al hierdie blessings kom alles uit die Heilige Gees uit en dis geestelike skatte. ons het dit nou klaar ontvang. Yes. Al wat jy moet doen, jy moet dit begin spreek oor jouself. Sê, Precies. ek is skatryk. Amen. 'n Menigte kamele sal jou oordek, die jong kamele van Midian en Eva. Hulle sal almal uit Skeba uitkom. Hulle bring goud en luister mooi, goud wierook. Toe Jesus gebore is, wat het die wyse manne gebring? Goud en wierook. Goud, wierook en mirre. Ja. sien julle dit praat van die geboorte van Jesus Christus. Praat van die geboorte van die rykdom. Amen. Wat na ons kom in Johannes 10 En sê. die wyse manne het op wat gery? Op kamele. Nou Jesus sê in Johannes 10, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe kan hê en dit oorvloedig. in oorvloed. Wanneer gaan ons dit kry? Ons kry dit nou. Ons is nou besig om hierdie lewe in oorvloed in te voer tussen ons ore. Ek wil vir jou so sê, as jy lewe in oorvloed tussen jou ore het van Christus, gaan dit manifesteer in jou lewe. Johannes 3. Ek hoop dat dit met jou goed sal gaan en dat jy geseënd is soos dit met jou siel, goed denke, gaan. gedagtes, gemoed goed gaan. So wanneer jou denke, gedagtes en gemoed vol is van Christus, hierdie woord, die is woord, klaar gebeur, jy vat dit, dan begin daar dinge met jou gebeur. Amen. As jou kop skatryk is, gaan die uitvloei van jou lewe skatryk wees. Want wat is skatryk? Skatryk is om die vrugte van die Gees te dra en almal te bless wat in jou lewe is. Goed. Soos ek sê, met Jesus se geboorte, goud, wierook en mirre, hulle het op kamele gekom en hulle Ja, het weet jy, van 'n daai- ver land afgekom, nê? So kan jy sien die beeldspraak van hulle was nie van daai area nie, want Kyk, daai hierdie tyd was- wyse manne het uit die ooste uitgekom. Daai tyd was kamele was Mercedes-Benz, of BMW's.
Okay. En natuurlik jou donkies, was die spakie, né? En hulle verkondig met blydskap die roemryke dade van die Here. Wat het met die herders gebeur? Dat Eie boodskap. ja, die engele het aan die herders verskyn en gesê vrede op aarde en in die mense welbehae, Ja. want daar was groot blydskap onder die herders, kan jy sien. Wow, is dit nie lekker om nou die voltooide werk te lees en die Ou Testament se voorspellings vooruit te besef is als voltooi. En nou raak dit so ryk en hierdie taalgebruik en hierdie beeldspraak is so ryk. Man, dit verryk sommer my denkswyse vermoere. En vers 7, al die kleinvee van Kedar sal vir jou versamel word, die ramme van Nebajot sal jou dien. Hulle kom as welgevalle offer op my altaar en ek sal my heerlike huis heerlik maak. Moet dit nie sien as fisiese offers nie, sien dit as geestelike offers. En nou in die Nuwe Testamentiese bedeling waarin ons is, slag ons nie meer ramme nie, ons slag nie meer skape en offer dit aan die Here nie. Wat offer ons aan die Here? Die lofprysing, die aanbidding, die taudas, die hallels en Ja, dis want die ons offers is die, wat ons is bring. die tempels. Ons is Amen. nou die geestelike tempel. Amen. En die ou bedeling was dit die fisiese tempel en daar moes boete gedoen word vir sondetoestande deur die offer van diere. Jesus kom en hy is die finale offerram, die paaslam en sy offer was so kragtig en sterk, dit het ewige verlossing gebring. Dit het nie net die sondes bedek nie, want die ou offermanier het net die sondes tydelik bedek. Maar Christus Jesus neem die sondes heeltemal weg. Sê amen. Wie raas so hier buite? Amen. Ek kan nie glo dat een man so baie kan raas. OK. Dis daai. Ons gaan dit noem, ja. Vers 8, wie is dit wat daar aangevlieg kom soos 'n wolk en soos duwe na hulle vensters? Ja, op my wag die eilande en die skepe van Tarsus kom. My hoofletter, op my wag die eilande en die skepe van Tarsus kom vooraan om jou seuns van ver te bring. Nou verstaan die mense dit weer. Ek sien die Heilige Gees hier. Mense sien dit nou weer as al die Jode moet nou terugkeer na Jerusalem toe. Dis nie waarvan hy praat nie. Hy sê, bring julle harte terug na God toe. Sien, hulle soek 'n fisiese land, 'n Yes. fisiese Jerusalem wat nou in die hemel en almal van ons gaan dan nou met Jerusalem in kontak wees en daar gaan Jesus nou wees en hy gaan nou regeer. En dan sal iemand nou sê, ja, maar nou kom nou so ver. Sê, nee, dis nie 'n probleem nie, jy gaan nou verheerlikte liggame hê, jy gaan net dink Jerusalem as jy dadelik daar. Dit staan nie in die Bybel nie, so terloops. Hierdie is alles dinge wat klaar gebeur het, ons het dit klaar, ons neem besit daarvan, wanneer ons Jesus aanneem as verlosser en saligmaker, gevul word met die Heilige Gees, dan hierdie vers 8, Pastoor Mimpie, wie is dit wat daar aangevlieg kom soos 'n wolk, soos duwe na hulle vensters? Duwe is altyd simbolies van die Heilige Gees. Toe Jesus die Heilige Gees, die gedoop is in water, toe vang hy sommer die Heilige Gees, nadat hy die water uitgeklim het. Toe kom daar die Heilige Gees soos 'n duif. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het. Nou weet julle wat, as ons Jesus aangeneem het, dan is ons deel van die nuwe verbond, dan is ons kinders van die Here, dan hoor ek daai selfde stem oor my en jou. Dis my geliefde seun, dis my geliefde dogter, en wie ek welbehae het. Hoekom het hy 'n welbehae aan ons? Want ons koppe is vol van die woord, wie Christus is, die reeds voltooide woord in Christus Jesus. Amen. Amen. En hy sê, ja, op my wag die eilande en die skepe van Tarsus kom vooraan, om jou seuns van ver af te bring, hulle silwer en hulle goud is by hulle, vir die naam van die Here jou God en vir die Heilige van Israel, omdat hy jou heerlik gemaak het. Nou kan ek net verwys terug na Psalm 68 vers 30 toe. Ja. Terwille van u tempel in Jerusalem sal die konings die wyse manne uit die ooste, aan u geskenke bring. U hoofletter. Amen. Praat weer van die geboorte. Ek wil net hier noem van die Israel. Amen. Dis hoe ons dit vandag sien. Ou verbond volk Israel was die fisiese Israel,
of gemeente dan van God, of God se huweliksmaat simbolies beeldspraak. En vandag in Christus Jesus is ons die geestelike Israel. Sê almal geestelik Israel. Ons is die geestelike tempels. Daar's nie meer 'n ou tempel nie, die tempel is verwoes. 70 na Christus. Daar's nie meer offer van diere nie, want Christus is die ware offerlam wat nou ons sondes nie net bedek nie, Die lam maar van God wat eens en vir weggeneem altyd weggeneem het. Sê weggeneem. een keer offer gebring. Okay. So wie is nou die geestelike Israel? Ons Alle is. nasies. Amen. Daar's nie meer 'n herlewing van die ou Israel fisies met die ou tempel gebou. Hulle wil so graag nou weer 'n ou tempel bou. En weet wat wil hulle terugbring? Weer die offer van diere. Is dit nie 'n klap in Jesus se gesig wat hy gedoen het aan die kruis as die ware offerlam vir ons nie? So, okay, kom ons kan ons koppe skoon met die woord wie Christus Jesus is en ons leef in die nou faktor. Ja, ek wil gou net weer iets herhaal wat ek baie maande terug hierso in die Bybelskool vir julle geleer het van tydperkteologie en verbondsteologie. Tydperkteologie is dispensationalism. Ja. Dis dispensasies, met ander woorde. En dit sê daar's 2 oorlosies. Die een oorlosie is vir die Gentiles, dis die heidene, dis nou kastig ons, en die ander oorlosie is vir die Jode. En dit sê dat God het 2 verskillende planne. Hy het 'n plan vir die heidene en hy het 'n plan vir sy spesiale volk, die Jode. Hy het reëls vir ons wat nou kastig heidene is en hy het reëls vir die mense wat Jode is. Nou, almal van julle weet, God is nie 'n aannemer van die persoon nie. En God het net een stel reëls. So, daai storie van dat hulle sê, maar die Jode is nog steeds God se spesiale volk. Dit bestaan nie, dis deel van tydperkteologie. Want hulle sê, met tydperkteologie, sê hulle, dis nou die tyd wat die Jode nou moet tot bekering kom. Nou stop daai oorlosie. Ding, daar stop die Here die oorlosie. Nou begin die Here weer hierdie oorlosie laat draai vir die heidene. Nou met die heidene na hom toe kom. En dit staan Kan julle verstaan dat dit klink skizofrenies? Dit staan nêrens in die Bybel. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Maar daar's net een stel reëls wat God gegee het. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou kragte. En jou naaste. En Jesus is die vervulling van daai wet. Heel eenvoudig. En met Christus Jesus die hom aangeneem as jou verlosser en zaligmaker, gevul word met die Heilige Gees. Amen. Dan is die wet in jou hart geskrywe. Amen. En wat is die wet? Die wet gaan oor liefde. Nou, Want wanneer jy liefdesgebod oortree, dan maak jy mense seer. Stem julle saam? Nou, die mense, as jy op TV godsdienst luister nie, hulle gaan jou so de mekaar maak, want hulle preek dispensationalisme, waar hulle sê, dis nou die eindtyd, en dis nou tyd vir dit, en dis nou tyd vir Verlede jaar het ons, en dis nou tyd vir die rapture en die wegraping, en wow. Verlede jaar het ons 'n vreeslike ondervinding gehad met 'n vername persoon, wat so erg oortuig was dat die 23ste September, 24ste gaan die wegraping wees. En ek is 'n bietjie ontstel, want ek verjaar die 26ste. Toe sê pastoor vir my, dis okay, dan verjaar jy in die hemel. As jy dit gaan maak, het sy vir my gesê. Maar as jy die wegraping. Ons weet, so wanneer jy op TV luister en jy hoor prediking oor spesifieke tye, dan weet jy sê dadelik in jou kop vir jou, dit is tydperkteologie en dit sê, God het verskillende oorlosies vir verskillende mense, verskillende reëls vir die Jode, verskillende reëls vir die heidene, en dan, wat nie so is. Dan wil jy vinnig terugkom na verbondsteologie. Verbondsteologie sê, ek het Christus aangeneem, hy is in my hart, ek is deel van hom, hy is deel van my. En verbondsteologie is daar 2 verbonde, die ou verbond, die ou fisiese Israel. Amen. Jesus kom dan nou juis en hy kondig die nuwe verbond aan, dis sy prediking. Eerste woorde wat sê, bekeer julle, verander julle sienswyse. Die koninkryk van die hemele is nie ver nie, dis hier. Amen. Want hy het dit vir ons in die nou gebring. Sy naam is Emmanuel, God met ons. En as jy hom aangeneem het, is dit afgehandel. Die
Koninkryk is nie meer buite jouself iewers nie. Jesus sê ook op 'n plek, die koninkryk van die hemele is nie op 'n plek nie. Jy gaan nie sê kyk daar of kyk hier nie. Dit is binne in jou. Wanneer? Nou, wanneer jy Jesus dan aanneem en dan gebeur iets en die Heilige Gees kom en doen 'n wonderlike werk binne in jou, want hy is op die woord wat jy wie Jesus is, op grond van die woord. Jy hoor die woord en nou neem jy die woord aan, jy neem Jesus aan. Nou gebeur daar vuurwerke binne in jou. Nou word jy die nuwe tempel. Want jy is nou die geestelike tempel. Paulus sê in een van sy briewe, weet julle nie dat julle die tempel is van die Heilige Gees nie. So daar's nie meer 'n fisiese tempel nie, daar's nou net geestelike tempel, ek en jy. It's beautiful. Wow, wanneer gaan dit gebeur? Dadelik, vat dit net, dan is dit joune. Amen. En dan begin jy jou kop vol maak, want jy is die tempel met Christus, die woord. En so Salomo sê, Spreuke 23 vers 7, soos 'n mens dink, so is jy. Kom nou, is baie maklik om te weet wie is elkeen. Laat hom net 'n paar minute praat. Ek weet wie jy is. Want jy praat net jou troubles. So as jy in trouble-land is jy nie in Jesus-land nie. Kom nou. As jy in Jesus-land is, gaan al die troubles uit. Want die vuur van die woord wie Jesus is, brand al die nonsens uit sy kop uit. So wat gebeur nou? Jy raak die liefdesgebod van die Here vir almal. Jy is die blessing vir almal. Jy is liefde, jy is blydskap, jy is vrede, jy is geduldig, jy is vriendelik en so meer en meer, die vrugte van die Gees vir almal. Dit kan niemand seermaak nie. Want die wet is in jou hart geskrywe. Maar jy moet dit in jou kop kry. Jou kop moet vol raak daarvan. Dis waarom ons moet mediteer op die woord. Jy moet die oggend vroeg opstaan en vir jouself sê wat die woord sê van jou, wie jy is. Dan kom die Heilige Gees en hy werk kragtig in jou en deur jou. En as jy daai dag begin, is jy geduldig, is jy vriendelik. En as jy so is, kan jy nie die wet oortree nie. Jy kan niemand seermaak nie. Stem julle saam? Okay, gaan voort. Vers 10, en uitlanders sal jou mure bou en hulle koning sal jou dien. Nou, hierdie is my so interessant, want as jy kyk in die ou bedeling, dan was daar net sekere mense wat kon ingaan in die tempel in en sekere dinge doen. In die nuwe verbond kan enige iemand wat sy hart reg is, kan vir die Here werk. Ja, dis in die ou verbond, dis hoekom dit ver was. Presies. Dis waarom Jesus sê, dis nou naby. Ja. Bekeer julle, verander julle sienswyse is nou hier, want Jesus het ons nou almal konings en priesters gemaak. So, waar daar net sekere priesters kon in die heiligdom en die mees heiligste plek ingaan, nou vandag het dit heeltemal verander. Ons is nou die tempel. So waar woon die Here in sy tempel? Waar woon die Heilige Gees in sy tempel? Waar woon Jesus in sy tempel? Dis ek en jy. Jy moet net vir jou kop dit sê. As dinge so swaar gaan en moeilik gaan, sê Here, waar is U? Niemand gee om vir my nie. Jou mond sê vir jou weer waar jy is. Jy's weg. Jy's goddeloos. Jy's weg van die Here af, want jy's weg van sy woord af. Maar as jy vroeg in die môre opstaan en jy begin verklaringe maak van wat die woord sê oor jou, wie jy is, klaar gebeur, sê almal klaar gebeur. Dan begin dit in jou werk, en daar's 'n krag wat jy nou opstaan, en dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, werk in jou, dis daai energie, en dan is jy reg vir die dag. Jy kan elke situasie hanteer, jy kan al die gebeure hanteer. Wie van julle weet, daar's altyd gebeure. Gebeure is nie die probleem nie, daar sal altyd gebeurtenisse wees, soos die krag wat afgaan, soos die water wat afgaan, soos oorlog wat ontstaan, of iets wat met jou persoonlik nou gebeur, sê gebeure. Die fout wat ons maak, ons vat gebeure en dan interpreteer ons dit. Dan maak ons dit ons eie. Soos daai een ou sê, hy sê, jy weet, ek het my lewe, ek het 'n lewe. Ek, sê almal ek. Ek is mos jou essensie. Wie van julle is nou hier? Wie is teenswoordig? Dis jou essensie wat jy is, baie dankie. En as jy sê, ek het 'n lewe, dan sê jy eintlik ek is dubbeld. Dis ek en my lewe. Nou waar kom jou lewe vandaan? Dis die gebeurtenisse wat jy interpreteer vir jouself, jy maak dit jou eie. Dan die krag is af, hoekom gebeur dit net met my? Ja, jy sien, jy vat dit vir jouself, dis net met my. So onmiddellik beledig jy jouself en jy sê, die Here gee nie om vir my nie, want hy straf my nou, dit gebeur net met my. So jy interpreteer die gebeurtenis. Wat van as ons die gebeurtenis kyk vir wat hy is en sê, dis daar, maar ek is hier, en die Vader is in my, en Jesus is in my, en die krag is in my, en nou kyk jy na die gebeurtenis met 'n nuwe oog. Jy sê, wat 'n opportunity is dit nou? Hier kan ons besigheid maak. Sê amen. Vang julle wat ek sê. Amen. So, jy essensie jy,
kan niemand aantas nie. Wow. Niemand maak nie saak wat gebeur in jou lewe nie. Laat dit daar wees, die gebeure. Essensie, jy is hier. En wie is in jou? Kragtige Here, Heilige Gees, Jesus. En die ek, groot ek is in jou, klein ek is. So wees is wat jy is. Wees jy die uitbeelding nou van jou Vader se liefde vir die mense. En as daar dan gebeure is jy die een wat straal en 'n lig gee vir mense wat donkerte ervaar in die gebeurtenisse. Goed, gaan voort. So moenie laat dit in jou klere ingaan nie. Ja, kry jou kop skoon. Hoe kry jy kop skoon? Laat ons jou help. Kom ons was jou kop met die waterbad van die woord. En ek weet dis werk. Ek weet dis werk. Want dit is almal, ons voel die situasie rondom ons. Maar moenie laat dit jou definieer en sê wie jy is. Moenie sê ek het 'n lewe nie. Nee, jy is in die Vader se groot isme. En weet jy wat, die Vader is lief vir jou, sy krag is in jou. So begin sy woord spreek. Positief. En hulle konings sal jou dien, want in my toorn het ek jou geslaan, maar in my welbehae het ek my oor jou ontferm. Ons is nou by vers 10. 10. 10. Ons vorder nogal, hè? Ja. En jou poorte sal altyd deur oop staan, hulle sal bedag of snags nie gesluit word nie, om na jou toe aan te bring die rykdom van die nasies en hulle konings in 'n triomftog. Praat hy verwys terug na Openbaring toe waar hy sê, dit sal oop wees, maar tog kan daar nie iets vuils of onheiligs inkom nie, maar dit sal oop Nou weer bly. eens, hoekom gebeur Yes. al hierdie dinge en hoekom begin almal na die lig soek? Want dit gaan oor die lig wie Jesus Christus Dis is. Openbaring 21. Ek wil vir jou dit sê, as daar skielik, as jy in 'n groot cinema gebou saamtrek is, waar daar massa mense is, en die krag gaan skielik af. En daar's 'n ou klein seentjie wat 'n videoboks in sy sak het. En hy haal die videoboks uit en hy laat net een videoetjie. Dan let wel, al die massa mense sien daai liggie. En skielik is hy die senter van die attraksie. Vang julle dit? Die lig. Nou Jesus is die lig en hy is die senter van alle attraksie. Hy is 'n waaragtige lig, 'n kragtige lig. Die grootste lig wat daar ooit is, wat ander ligte soos niks laat lyk nie. En daai lig is nou binne in my en binne in jou. En onthou nou wat lig is. Lig is openbaring, lig is kennis En lig in is die ook, duisternis. lig is ook liefde. En lig sê vir jou, moenie na die gebeure kyk nie. Amen. Jy is, die groot ek is binne in jou. En al verloor jy alles, het jy nog steeds nie jouself verloor nie. Al verloor jy al jou besittings en al die mense draai teen jou, dan is jy nog steeds jy. Sê amen. En niks kan dit aantas nie. En dit sal vermaak hulle jou dood. Die jy, jou gees, is ewig. Amen. En jy is onmiddellik by Christus. Jy is nou ontlaat by Christus, maar jy is onmiddellik dan by Christus. Vang julle wat ek sê. Goed. So hierdie verwys terug na Openbaring 21 vers 25. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelik en leuns doen nie, maar net dit wat geskryf is in die boek van die lewe van die lam. Nou klink dit of dit nog nie gebeur het nie, want kyk hoe baie Dis reeds in plek. gruwelikheid is daar. Maar weet jy wat, jy kan 'n punt bereik wat jy ingaan en al die gruwelikheid tussen jou ore verwyder, want Christus krag, woord, verwyder dit. En jy kan absoluut nie toelaat dat enige gebeurtenis insypel of enige negativiteit nie. Jy neem dit dadelik gevange, bring dit gehoorsaamheid aan Christus Jesus. En jy's klaar daar. Dit is nie nodig om te wag vir eendag om daar te wees nie. Ja, maar kyk, dit het nog nie gebeur nie, maar kyk, gruwel, dit raak al hoe erger. Wel, as dit vir jou al hoe erger raak, het jy die gebeurtenisse vir jouself gevat. Jy het dit nou geïdentifiseer met jouself. Hoekom doen jy dit? Kry dit uit jou kop uit. Vul jou gedagtes met Jesus, die woord, Christus. Laat die Heilige Gees lig die hele tyd in jou skyn. Ja, gebeurtenisse gaan daar wees. Jy gaan opstaan en as daar 'n gebeurtenis. Hoe hanteer jy dit? Moet dit nie interpreteer in jou eie maak nie. Moenie sê dis my lewe nie. Nee, jou lewe is wie jy is in Christus Jesus. Amen. Amen. Goed.
Waar is ons nou? Vers 12. Van die nasie en die koninkryk wat jou nie sal dien nie, sal ondergaan en die nasies sal sekerlik verwoes word. Weet julle, hy sê in Deuteronomium, hy sê seën en jy sal geseënd wees. Nee, vervloek en jy sal vervloek word. Dis nie 'n kwessie van dat die Here dit oor jou bring nie, maar dis wat jy saai, gaan jy oes. Gaan jy oes, ja. Amen. En die nasie sal sekerlik verwoes word. Kom weer terug na al jou vyande. Al het jy hoeveel vyande, ek gee nie om wie is jou vyande, ek gee nie om of is jou vyand die KGB of die wat nie. Maar as jy in Christus is jy onaantastbaar. Hulle kan nie naby aan jou kom nie. Okay, die heerlikheid van die Libanon sal na jou toe kom. Die sipres, is alles bome hier. Onthou nou, al hierdie is beeldspraak weer, we sien dit nou met die is-faktor oog, klaar gebeur in Christus Die Jesus. plataan en die denneboom almal saam, om te versier die plek van my heiligdom. Pastoor Jan, sê net gou iets van bome. Kyk, bome word altyd verwys na mense. Ons begin by Genesis, moenie eet van verkeerde boom nie. Jesus sê, 'n boom word geken aan sy vrugte. So, beeldspraak in die Bybel is belangrik om dit te verstaan. As hulle bome gebruik, dan verwys hulle na mense. Verstaan jy? Hier verwys hy nou na die nuwe skepsel in Christus Jesus. Die sipriesboom, die groot bome, die sterk bome. Wat maak 'n boom sterk? Sterk wortels. Wanneer ons wortels sterk gegrond is in die woord, Christus Jesus, word ons hierdie kragtige boom. En nou wat is wonderlik van 'n boom? 'n Boom dra vrugte. Wat 'n boom is ons? Vrugte van die Gees. Galasiërs 5:22. Wat vir my mooi is, hy sê, die bome versier die plek Ja, van my heiligdom. ja. En wie is nou in 'n die mooi heiligdom? boom. Ek en jy. 'n Mooi boom in 'n tuin is tog mooi. Amen. En ek sal die plek van my voete heerlik Boom maak. skep 'n habitat. Met ander Yes. woorde, daar's Amen. insekte, voeltjies. Daar's 'n mooi sang van voeltjies wat jy kan hoor en blommetjies wat jy kan, en dit laat die blomme ook floreer. Beskerm jou plante. Plante blom beter. Jy kry bome wat blomme So wie dra. is ek en jy? Ek en jy word nou daai boom van liefde. Amen. En oral waar ons gaan skep ons die habitat vir die mense in ons lewe. Mense wil graag by ons wees. Ons is aangenaam. Of as jy grompie. As jy daar in Pick n Pay instap of die supermark en mense jy sien, dan stap hulle vinnig in die ander gangetjie af. Of as mense jy sien en sê, steek hulle hande uit, kom jy aangestorm. Kom nou man, laat ons hierdie bome wees. Amen. So, hierdie bome is om te versier die plek van my heiligdom. En ek sal die plek van my voete heerlik maak. Vers 14. En die seuns van hulle wat jou verdruk het, sal gebukkend na jou toe trek. En almal wat jou verag het, sal hulle neerbuig by jou voetsole en hulle sal jou noem stad van die Here, Sion van die Heilige van Israel. Maak En nie nou saak. is ons- Maak nie saak wat mense van jou sê. Ja, kyk ons Wat mense oor jou sê. Hy praat nou hier van die Here, maar nou hy het ons gemaak, Amen. sy konings en sy priesters. So ons regeer nou met sy regering amen. van liefde. En nou vertoon ons hom. Soos Jesus die Vader vertoon het, vertoon ons nou Jesus en die Vader. Ons is sy kinders. Hy het ons geskape na sy beeld en sy gelykenis. Wat was sy beeld? Sy natuur. Wat was sy natuur? Liefde. So wie is ek en jy? Liefde. Wat is die gelykenis? Gelykenis, ons is 3 dele, gees, siel en liggaam. Ons het liggame omdat ons nou op hierdie planeet aarde in liggaamlik ander liggame kan bedien met sy liefde. Stem julle saam? Amen. Okay. Sien julle, die beeldspraak is so ryk en so groot, moenie meer daarin lees as wat daar werklik in is nie. Sien Christus Jesus as die sentrale groot figuur in dit, want die hele Ou Testament verwys na Jesus, die oplossing van alles. Nou kyk ons terug, want hy het klaar gekom, die lig het gekom, en nou skyn hierdie lig net helderder en helderder. Soos wat ons die woord nou doen. Waar is jy? Vers 14, en jy sal wees 'n stad van die Here, Sion, van die Heilige van Israel. Ek wil net gou hier lees in Matteus 5, vers 14. 5 vers 14. Julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê,
kan die weg gesteek word. So wanneer gaan ons daai lig wees? Ons is dit klaar nou. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Sê almal Dan vers- skyn. Skyn. Sê En dan skyn. vers- So wat skyn jy, pastoor? Vers 16. Ja, Vers sê, lees 16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, Daar's hy. verheerlik. So hoe skyn jy die lig? Jy's vol liefde, vol blydskap, vol vrede. Wow, wie hou van vredevolle mense? Jy's vol vriendelikheid. Jy kan nie 'n vriendelike, as jy daar in die supermark stap en hier kom iemand verby vriendelik en glusterend na jou toe en sê, hoe gaan dit met jou? Ek gee nie om hoe nors jy is nie, maar jy gaan skielik al jou norsspiere verloor en jou rimpels en skielik gaan jou gesig ook ophelder en vriendelik raak. Is ek reg? Dis aansteeklik. Geduldig. Iemand jou stamp met sy trolley, dan gaan jy nie van jou trolley af nie. Want geduld is jou innerlike krag en sterkte. Jy het dit klaar verklaar oor jouself in die oggend voor jy uitgegaan het. En jy draai om en jy gee 'n vriendelike en daai persoon sê, "Ekskuus man, ekskuus," en dan maak jy nuwe vriende. Sê amen. Vers 16. En jy sal die melk van nasies suig en die bors van Dit konings klink vreeslik. suig. Ja. Okay, moet dit nie letterlik sien nie. Ons wil jy met iewerster gaan suig nie. Nee. En jy sal weet dat ek die Here jou heiland is en Ja. jou losser, die magtige van Alles Jakob. beeldspraak. Alles Wat ons nou beeldspraak. doen, ons suig nou aan die bors. Ons suig nou hierdie melk van die woord in. Maar ons Hierdie suig, krag van die woord in. ons suig van die Heilige Gees. Ja. Nee. Ja. En dan vers 17, vir koper, nou okay, interessant. Koper is oordele. Nee, hy sê vir koper gee ek goud. Goud is goddelik. Goud is goddelik. Goddelike natuur, wat En liefde is, ja. vir yster is die menslike Menslike krag. vermoë, jou Ja. eie vermoë, ja. Bring ek silwer. Silwer is verlossing. Silwer staan vir verlossing. En vir hout bring ek koper en vir klippe yster en ek sal vrede as jou owerheid aanstel en geregtigheid as jou bestuurders. So, Hoekom hy sê vir hout bring hy koper is, yes. Paulus praat van hout, hooi en stoppels gaan nie bestaan in die vuur van die Here nie. Nou, dan kom die gesonde oordeel, koper van die Here en help jou, net soos jy gesonde oordeel vir jou kinders. Jou klein seentjie raak stout en hy hardloop in die besige pad wat die karre vreeslike ry. En nou wat gaan jy doen? Jy gaan hom koper op die boude. Jy gaan hom 'n oordeel gee. Hoekom doen jy dit om met jou haat? Nee, uit liefde uit. Dis 'n liefdesoordeel, dis 'n gesonde oordeel om jou kind te kry om nie weer in die pad te hardloop nie, want dis vir sy eie beswil. Goed. Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie, en geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie, maar jy sal jou mure heil noem en jou poorte Ja, nou kyk 'n mens na die hele Lof. land en nou sê jy, ag nee, dit het nog nie gebeur nie, dit raak net erger. Nee, hy praat hier van jou persoonlik. Sien dit persoonlik. Jy kan 'n punt bereik waar jy in jou land, jou denkswyse, jou sienswyse, dis jou land. Kan jy 'n plek bereik waar jy so vol Christus is en sy vrede en liefde en sy geduld dat jy hierdie oorwinning reeds klaar behaal het in jou grondgebied. Okay? Almal van ons het 'n grondgebied. Plek waar jy Ja, bly, is my waar jy interessant. leef. Ja. Is my interessant. Mure, Hmm. hy noem jou mure heil en lof. Kan jy sien? Dis glad nie meer 'n fisiese gebou nie. Dis 'n geestelike gebou. Jou Wie jy mure is. heil en lof. Want jy straal dit uit. Yes, Omdat jou amen. kop vol is van die woord wie Christus is en die krag van die Here. In Engels dink ek sê hy salvation and ek het nou nie my Engels by op nie. Die som sal bedags jou lig nie meer wees nie, vers 19. Is dit waar Nee, ons ek is nog by vers 18. Okay. So jou mure is salvation en dit is jou fondasie. Die feit dat jy wedergebore is jou muur. Amen. Daar sê. Okay, vers 19. Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie.
Maar die Here, sê almal Here, Maar die Here. sal vir jou wees 'n ewige lig. Sien jy, hy vat jou weg van die natuurlike en die letterlike en hy bring jou in die geestelike. Sodat jy nie meer 'n letterlike son en maan nodig het of letterlike dinge wat om jou moet goed gaan voordat jy goed voel nie. Jy het dit nou binne in jou geestelik. Die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, sê almal ewig. Wanneer gaan dit gebeur? Klaar gebeur. 2000 jaar gelede toe Jesus gesê het aan die kruis, dis volbring. En toe hy die volle prys betaal is en die Heilige Gees uitgestort is in die nuwe tempels wie ons is dit volbring. Het die ewige verbond, sê ewig, aangebreek. Wat is verbond? Ons het net gepraat van verbondsteologie. Verbond is jou verhouding met die Here. Jou huweliksverhouding, beeldspraak weer, huweliksverhouding is ewig. Ou verbondsvolk se huwelik met die Vader was tydelik. Dit het verbygegaan, want hulle het dit die hele tyd verbreek. Toe kom Jesus as mens, en hy tree in van ons kant af as mens tot die Vader in 'n nuwe verbond. Kan so 'n verbond ooit verbreek word, waar God met God self in verbond is? Nee. Daarom is dit ewig. Wie val dit nou? En jy's daarbey ingesluit. Want En dis al wat nie meer, ons kan sê is maar dis nie dankie. meer bloed van stiere en bokke Dis die nie, dis ewige nou die bloed wat kosbare bloed ewige van verlossing, Jesus Christus. Ek wil dit gou gelees, Kragtig, want man, Lisel het kragtig. vir my hierso gebring, die Engelse Bybel, van you shall call your walls salvation and your gates praise. Dis lekker. En dit is nou omdat jy vol is Amen. van Christus en opgewonde is en vol liefde, blydskap, vrede is. As jy so dankbaar, sê almal dankbaar. Dankbaar. Dankbaar sê ek het ontvang. As iemand sê dankie, dan beteken jy het ontvang. So dan bars uit jou uit lofprysing en aanbidding. Jy's nie 'n ou knor, chor of wat noem hulle dit nie, ou brommer nie. Jy staan op in die oggend met 'n lied in jou hart en jy loof en prys die Here en jy's 'n blessing vir almal. Goed? Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie, maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. Amen. En jou treurigheid is verby. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan sal nie kleiner word nie. Kan julle sien? Dit kyk hier, Kan julle sien? Kan julle sien? Hoe die mense na die maan kyk, dan sê hulle, ons kan nie nou kool plant nie, want dit is nou eerste kwartier en dit is nou tweede kwartier en dit is nou, ons moet wag vir volmaan en bla 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 bla. Die maan gaan nie kleiner word nie. Neem nou nie met tye waar. Ons neem nie meer tye waar. Amen. En die lig is, daar maak nie saak as die krag afgaan nie, daar's altyd lig, die lig is in ons harte, daai krag kan nooit afgesit word nie, sê amen. Amen. Lees gou vers 20. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en die dae van jou treurigheid Is verby. Ja, ek weet nie, maar ek is nog steeds treurig. Okay, kom ek man, gaan jou kom slaan, sit hier in want die jy klas, wil nie dit is jou hoor nie. kop was. Kom ons was jou kop, jou treurige mens. Het jy Ja, nog- maar ek het baie rede om treurig te wees. Julle weet nie wat met my gebeur. Daar's weer in die gebeurtenisse. Ons het die gebeurtenis persoonlik gemaak en ons sê dis nou ons lewe. Nee man, jy kan alles wegvat wat jy het, dan is jy nog Ek steeds. weet nie of ken julle, in die ou dae het ons, as ons tee drink, dan was daar altyd 'n ou auntie gewees. En dan die ou auntie, amper soos Worsie se ma van Witkoekpaleis, nee, van waar sy praat van, die pyn, weet jy, Dis dan met die pyn. geboorte van 'n worsie. Jy weet, maar in die ou dae het jy altyd so 'n auntie gekry wat vertel van haar, operasies en die Kom maar wys jou operasie, hierdie skaars. Nee, tannie, net nie nou nie, hier's kom ander maar mense. wys jou waar, ek gaan opereer. En dan is die hele verjaarsdagpartytjie so flop, want almal sit en praat En almal hulle wys hulle pyn skaars vir mekaar, en ja. hulle operasies en soos Worsie se ma, die pyn, Ja, nee. vers 22. Nee, ek is nog nie klaar nie. Ek is Jy nog nog nie nie klaar klaar nie. nie, okay. Nee, ek geniet nog hierdie. Want en dan kry jy mense wat hulle het altyd net een ding waaroor hulle moan, op my ou ramkiekie met nog net een snaar, en hulle moan oor daai selfde ding oor en oor en oor. Ja, jy kry deesdae sulke musiek wat ek hoor. Klink of dit 'n rampkiekie op een snaar is. Dieselfde goed woord. Karadatam, 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 karadatam. En ons sit Get klip hard. over it. Hulle wil hê die hele wêreld moet dit hoor.
Okay. Amen. Get over it. Ons gaan toe en ons spreek toe nou een van die manne aan wat nou die heel nag ons oor die slaap gehou het. Hy sê dis my kultuur. Ek sê ja, is goed, dis jou kultuur. It's Ek my is niks teen jou culture. kultuur nie. Ek sê maar moet net nie jou kultuur so hard uitblaar nie. Ek het my ore, het jy geweet, dis my ore hierdie. Okay. En jou volk sal almal regverdiges wees. Vir ewig sal hulle die land besit. Hulle is as lote deur my geplant, 'n werk van my hande tot my verheerliking. Almal wat Jesus aangeneem het, is nou nuwe plante in Christus Jesus. Die Amen. kleinste sal 'n geslag word en die geringste 'n magtige nasie. Nou hier wil ek net gou-gou iets sê. Jy mag dalk verskriklik klein voel. En ek weet nie wie van julle het foto's van waar julle ek het byvoorbeeld in die jeugkoor gesing en die jeugkoor was ek dink dit was 300 of 400 kinders wat daar gesing het en as jou fotootjie is net so klein. Nee, jy kan skaars jou gesig daar sien. Maar nou moet jy besef dat daai ou dingetjie wat jy gedoen het, want hy sê die kleinste sal 'n geslag word. Daai klein dingetjie is deel van die bousteen wat Christus gebruik om die groot storie aan mekaar te sit. Amen. Moet nooit dink jy's net 'n klein deeltjie van God se planting nie. Jy's belangrik. Al draai jy een druiwekorrel in 2 jaar, dan is daai een druiwekorrel is belangrik. Al is jy een druppeltjie in die groot oseaan, Amen. al die druppeltjies saam maak 'n oseaan. So al die druppeltjies is belangrik. Amen. Lees jy gou-gou daai want ek wil net Die gou-gou kleinste vers 22. Ja. Die kleinste sal 'n geslag word en die geringste 'n magtige nasie. Ek die Here sal dit op die regte tyd laat kom. En hier praat van Christus Jesus wat op die regte tyd dan gekom het in die duisternis as die waaragtige lig en ons almal kom verlig. Dis meer as 2000 jaar gelede en soos ek weer gesê het, ervaar in my eie lewe hierdie gelig vir my raak al hoe helderder en helderder, soos wat ons die woord lig al hoe meer kry, al hoe meer absorbeer, al hoe meer lief kry, hierdie woord, wie Christus Jesus is, word dit helderder en helderder, ook vir jou dan, in Jesus naam. Ek wil net gou Matteus lees. Matteus 13 vers 31 wat hy sê iets kleins. 'n ander gelykenis het Jesus hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word sodat die voëls van die hemel kan kom en nes maak in sy takke. Amen. So baie keer voel ons klein, ons voel min belangrik, of jy het iets gedoen vir iemand anders, 'n goeie ding, maar dis dalk iets kleins. Ook so van daai beginsel van ark, a random kind, wat? A random act of kindness Ja, a random each and every act day. of kindness, ark. Yes, Nou, jy kan 'n klein dingetjie doen vir iemand, dan kan 'n ripple effek hê. Stefanus doen 'n klein dingetjie, hulle besig om dood te gooi met klippe, en hy sê, Here vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, en een wat daar staan is Saul, wat Paulus geword het. As wonder as hy nie gesê het, Here vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie, dan was daar nie 'n Paulus nie. Paulus het hoeveel persent van die briewe geskryf? 2/3. 2/3 van die briewe geskryf in die Nuwe Testament, wat ons vandag het, die woord, wat vir ons so kosbaar is. So as Stefanus nie gesê het, Here vergewe hulle nie, dan was Paulus dalk nie gewees nie. Klein dingetjie, wat hy moes sê, en daar's 'n Paulus. En nou het ons tot vandag toe 'n woord, Ek dink 'n blye boodskap. Ek Amen. dink nou aan die klein gawe van die weduwee. Jesus het by die skatkis gaan kyk en hierdie vrou het gekom en sy 2 pennings ingegooi. Wat haar hele geld was vir basies die week, ja. Ja, en die disippels het gemarvel daaroor en Jesus sê, hierdie vrou het meer ingegooi As al die ander ryk as ouens al die met hulle ander ryk groot ouens, note, ja. want hulle het uit hulle oorvloed uitgegee. Sy het haar alles gegee. Sy het haar alles gegee. So En tot vandag die toe klein kan ons dit dingetjie, lees. Daai klein dingetjie wat sy gedoen het, is nou beskikbaar in die woord.
Amen. So klein dingetjies, hou aan klein dingetjies doen. Amen. A random act of kindness. Each and Be every kind. day. Amen. Miskien sien jy iemand wat dalk nou net sy beursie of sy geldstukkie laat val het daar. En jy sien is 'n ouer persoon as jy. Gaan dadelik en tel dit op sê nee. Of moet jy optel en wegsteek. Of 'n ander ou gaan en dan trap hy daarop as jy ou sien nie. Nee, a random act of kindness. Elke dag het ons geleentheid om dit te doen. Jy nou, Cherise, doen dit vir my vandag. Amen. Om hier te wees. Amen. Dit bless my. Dit sê vir my, jy dink iets van my en van Pastoor Mimpie. Sy sê, wow, Amen. dankie Cherise. Die En teenwoordigheid. julle ander wat hier is. beteken Okay, vir ons Piet baie. Nanetjie is nou in Bloemfontein. Vader, ons dankie dat hulle veilig is en Yes, dankie Here. en dan Johan is besig om 'n ander ding daar te doen. En nou onthou nou hierdie week wat kom, sal ons die les wel uitstuur, maar ons sal nie hier by mekaar kom. Sluit vir ons af. Vader, ons dankie vir u woord. Ons dankie Here dat u woord is lewendig. Dit maak ons lewendig. Dankie dierbare Heilige Gees, u lei ons in die volle waarheid aangaande hierdie woord. En dankie Vader dat ons vandag sommer 'n random act of kindness kan doen vir iemand. 'n Vriendelike glimlag. Miskien net 'n hand op iemand se skouer sit, iemand bemoedig. Ons loof en ons prys die Here dat ons nou kan lewe in hierdie tyd, kan lewe vir mekaar, kan lewe vir u Here, in Jesus naam. En almal wat saam met my glo sê, amen.